Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Hoop. Dis die samesyn vir 'n wêreldbeker eindstryd. Hoop. Dis die taal van 'n hart. Dis die gees van 'n man wat uitskree. Bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy is die lig in die donker gang. Jy is die baken wat op die heuvel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. So bring die hoop weer terug. Hoop. Wat is hoop? Dis as ons harte na mense terugdraai. Hoop. Wat is hoop? As jy struikel sal jy weer opstaan. Hoop. Wees die hoop. Steek jou hande uit na mekaar. Hoop. Dis 'n stem wat sê, as jy moeg is sal ek jou dra. Bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy is die lig in die donker gang. Jy is die baken wat op die heuvel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. So bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy is die lig in die donker gang. Jy is die baken wat op die heuvel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. So bring die hoop weer terug. So bring die hoop weer terug. So bring die hoop weer terug. Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se aanlyn erediens. Ek ontmoet julle vandag hier uit my eie huis uit, en daarmee wil ek vir julle baie welkom sê in my aanlyn huiskerk hierdie week. Ja, ek is nog in isolasie tot wanneer julle dan nou die diens kyk vandag, en sal van môre af darm weer so 'n bietjie meer kan beweeg. Ek wil sommer begin deur net vir elke liewe een, nie net in Kraddock nie, daar's soveel vriende ook van buite Kraddock wat ons in hierdie tyd ondersteun het, wat saam met ons gebid het, wat ons moed ingepraat het wanneer die huis ons vasgedruk het en sommer net 'n geselskapie was. Vir elkeen wat ietsie aangedra het, ons gehelp het in hierdie tyd. As ons uit isolasie uitrol, dan sit julle Kraddockers se skuld. Dankie, julle het ons baie bederf en ons voel regtig so geseën. En
ja, ons het net soveel liefde beleef. Verlede week het ek gesels in die erediens oor om te ervaar dat Jesus jou aanraak. Ek het hierdie week ervaar hoe Jesus my aanraak, my kom heel maak op verskillende maniere. So ja, julle sal deur die erediens dalk nog so 'n bietjie optel dat ek so 'n bietjie van 'n nasal drip nog het, maar eintlik reg deur hierdie tydperk was dit wat ek gehad het. Ek het regtig ligte simptome en behalwe vir so af en toe erge lyfseer of so, is ek baie, baie gelukkig. Ek lees hierdie week, Marieke Joubert skryf oor nuwe hoop. En terwyl ek Efesiërs 4 lees, waaruit ons skrif vir vandag kom, besef ek, dit is wat ons kort. Ons kort hoop. Wanneer ons so moedeloos en hopeloos voel, is dit wat ons kort, hoop. En dan skryf sy, dat sy self, terwyl sy dit skryf, besef, jy weet, op daardie stadium, was 47% van Gautengse mense COVID positief. En ek self intussen het positief getoets vir COVID, baie van ons vriende op die dorp het positief getoets vir COVID. Dit is eintlik so skrikwekkend, ontstellend. Hierdie week het ek besef dat, oh goodness, ek is deel van die statistiek. En meer as dit, sien ek hoe mense regtig swaar kry met COVID. Nog meer, sterf daar hierdie week 'n kollega wat ek goed geken het. Jong vrou, Bianca van Graan, so jonk. En dan dink ek by myself, Here, help ons. Ons raak bang, onseker, kwaad, gefrustreerd. Dalk voel jy op hierdie stadium regtig siek. Dalk is jy aan die herstel. Dalk voel jy vasgevang omdat jy jouself voortdurend isoleer van die samelewing. Omdat jy versigtig is. Dalk is jy hartseer oor geliefdes, vriende. Op hierdie stadium wil ek vir jou sê, ek voel saam met jou. En saam met julle voel ek met tye gefrustreerd. Meeste van die tyd is dit my gevoel, is 'n stuk frustrasie. Frustrasie oor die situasie waarin ons is. En dan gaan ek na die woord van die Here toe. En dit, Gods woord, God self, sy aanraking, dit gee my hoop. En Marieke skryf dan ook in haar gedeelte die woorde van 1 Petrus 1 vers 3 wat sê, nou het ons lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwerklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Wat 'n troos is dit nie? Ons lewende hoop, Jesus Christus, wat alreeds vir ons 'n plekkie in die hemel hou. Ons onverwerklike, onbesmette, onverganklike erfenis. Jesus Christus is ons hoop. En in hierdie swaar tye is dit waarna ek en jy moet vashou. So vanoggend gaan ons nie net deur die woord daardie hoop ontvang nie. Ons gaan ook in die weke wat kom 'n projek van hoop in ons dorp loods. En ek gaan meer weet daaroor later in die erediens sê. Maar julle sou dit ook in die begin in die afkondigings gesien het.
Ons gaan geel oor Kraddock maak. Die kleur geel is die kleur van hoop. Vanoggend deel ons ook 'n stukkie hoop aan tafel met mekaar. Aan tafel met mekaar en saam met Christus self. Kom deel ek vanoggend met julle die hoop wat daar in Christus Jesus is. En vanoggend kom vra ek saam met julle die vraag: Here, wat is die hoop waartoe U ons, U kinders, roep? En met daardie woorde aan al die heiliges wat hier in Kraddock en in die hele Suid-Afrika en in hierdie wêreld woon, die gelowiges in Christus Jesus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat in ons woon en deur ons werk. Amen. Is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëning van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Die Heilige Gees is ons waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het,
wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Amen. Geliefdes, ons het ook vanmiddag 3 ure geleentheid voor Shoprite om saam die Here se lof te besing. So 'n paar van ons leiers in die gemeenskap het dit goed gedink dat ons vanmiddag saam praise and worship daarvoor Shoprite en net saam erken dat hierdie Here, hierdie enigste Here wat ons ook vandag van gaan lees en gaan ontdek in die brief aan die Efesiërs, dat hierdie Here regeer ook oor ons dorp, in ons gemeenskap en in ons harte. So ek sien julle vanmiddag 3 uur by Shoprite. Geliefdes, ons skriflesing vandag kom uit Efesiërs 4 uit. Een van daardie gedeeltes in die Bybel wat ek so styf in my hart vasdruk. Omdat dit praat met my hart, dit praat met my gedagtes. Want dit skryf oor die eenheid van die kerk. Dit waarna ons met ons hele hart en ons hele wese behoort te strewe. Dat daar onder kinders van God, die kerk van die Here Jesus Christus in die wêreld, 'n stuk eenheid sal kom. En Paulus skryf dit juis omdat hy besef het dat daar so baie valse leringe was, so baie valsheid verkondig was in die wêreld. Wel, waar ons nou is, kan ons nie genoeg hinker na waarheid nie. Want daar is soveel valsheid. Daar is soveel vals nuus elke dag, dit maak my naar, om die minste te sê. Dis verskriklik. En dit voel vir my, die hartseer daarvan is, dat dit jaag so baie vrees en onnodig, soveel hartseer in ons geleedere in. Daarom voel ek net so ernstig saam met Paulus oor vandag se woorde. En Paulus begin Efesiërs 4 met dieselfde woorde wat ons ook in Filippense 1 lees. En dit is die woorde wat Paulus sê, ek druk julle dit op die hart. En dan sê hy is 'n gevangene omdat hy die Here dien. En dit dra natuurlik by tot sy dringendheid hieroor. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons nou hierdie dringendheid van Paulus hoor, gee dat ons die woorde wat hy vandag weer in ons harte kom skryf, dat dit vir ons 'n werklikheid sal word, dat dit verandering in ons sal bring. Here, en bo alles, dat dit nuwe hoop sal bring. Here, wees by ons, wees ons genadig en gee vir ons die hoop wat ons nodig het om in hierdie lewe die verskil in ander mense se lewens te kan wees. Amen. Nadat Paulus hierdie dringende woorde gesê het, laat julle lewens wandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Dan beskryf hy hoe hierdie lewenswandel behoort te lyk. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, verdra mekaar in liefde. En dan baie belangrik wat 'n groot deel van die volgende gedeelte beskryf is hierdie woordjie 1. Dit word 7 keer gebruik in hierdie gedeelte. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het. Hoor mooi, nie die eendersheid wat ons kultureel of
rituele, as gevolg van rituele of enige ander redes voor eendersheid vorm in die samelewing nie. Dit is nie waarvan hier gepraat word nie. Nee, Paulus sê, dit gaan hier oor die eenheid wat die Gees tussen julle smee. Dit is vir my mooi. Die eenheid wat die Gees tussen julle smee, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. So hoe behou ons hierdie eenheid wat die Gees tussen ons smee? Deur in vrede met mekaar te lewe. En dan gee hy die rede daarvoor. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Een hoop. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is tog genadegawes gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy die krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Met ander woorde, die gawes wat God gee, is karakters. Is karaktereienskappe. Hy gee vir ons apostels, hy gee vir ons profete, evangeliste, herders, leraars. Ek en jy is daardie apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En sy doel was om ons as gelowiges toe te rus vir ons diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Dit is die rede hoekom God vir ons al hierdie genade gee, sodat ons as liggaam van Christus opgebou kan word. So sal ons uiteindelik almal kom tot werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos volgroeide mense wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe, want hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover. Geliefdes, Efesiërs 4 is eintlik al so deel van my lewe en ek het al verskeie kere in my bediening die boodskap uit Efesiërs 4 uitgebring. En hierdie week het ek vir 'n oomblik so half getwyfel oor hierdie gedeelte uit Efesiërs uit. En toe lees ek hierdie woorde. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. En dit is soos 'n lightbulb vir my. Daar's net een hoop. So waarom nog soek in hierdie wêreld na goeders om vir ons daardie hoop te gee? Daar is net een hoop en dit is in Christus self. Wat is hierdie hoop
waartoe God ons roep. Aan die heel begin van hierdie gedeelte, en hierdie dringendheid van Paulus, besef ek net weer, dat hy so adamant was, en die Message vertaling is nogal vir my besonder. In die Message staan daar, in light of all this, here's what I want you to do. While I'm locked up here, a prisoner of the Master, I want you to get out there and walk. Better yet, run on the road God called you to travel. I don't want any of you sitting around on your hands, and mark that you do this with humility and discipline, not in fits and starts, but steadily, pouring yourself out for each other in acts of love. Alert at noticing differences and quick at mending fences. Dis mooi, nie? Hy sê nie net, loop die pad waarop wat God julle oproep nie. Hy sê, hardloop daarop. Dit beklemtoon eintlik so half die dringendheid waarmee Paulus dit skryf. Hardloop op hierdie pad. En nie sommer enige pad nie, maar die pad waarop God ons roep om te gaan. Die pad wat hy vir ons wys. En dit help my in my eie roepings verstaan, om net weer vir 'n oomblik te kom stil word en te sê, Here, wat is die hoop waartoe U my roep? Watter hoop is dit wat ek moet verpak? Paulus help ons natuurlik in hierdie gedeelte, wanneer hy skryf dat ons elkeen ook genadegawes van God ontvang. God rus ons toe met genadegawes. En vir my is die wonder dat, soos ek nou vir julle gesê het, dat hierdie genadegawes 'n sekere rolle, karakters. Dit is profete, apostels, evangeliste, herders, leraars. En dat elkeen van ons op 'n unieke manier deel kry aan hierdie rolle. Dat elkeen van ons uiteindelik van hierdie rolle vervul binne hierdie een liggaam, waarvan Christus die hoof is. En vir my is die wonder, die manier ook hoe Paulus dit beskryf, is hy verwys eintlik na Psalm 68, en eintlik sou half sê dat die oorwinning wat behaal is deur Christus behaal oor die wêreld. En dat hierdie Christus, die oorwinnaar, soos die oorwinnaar wat na Sion toe teruggekeer het, en die geskenke wat hy ontvang het, aan die wat verslaan is uitgedeel het. So het die Here Jesus Christus uit die hemel uitgekom as die oorwinnaar, en hy kom deel die geskenke wat hy ontvang het aan ons uit. En hy gee dit vir ons in 'n sekere rolle. Plekke wat ek en jy moet vervul binne hierdie liggaam. So as ek dan moet dink oor wat is die hoop waartoe God my roep, dan moet ek verstaan wat my rol is binne hierdie liggaam. Watter gawe het ek om te gee wat hoop vir ander mense kan bring? Waar ek hierdie gesindheid van hoop wat beskeidenheid, vriendelikheid, geduld, verdraagsaamheid en liefde aan mense begin gee, uiteindelik hierdie eenheid begin bring. So hoe kan ek as profeet, as apostel, as evangelis, as herder of as leraar bydra tot die liggaam wat 'n eenheid moet wees en geroep is om uiteindelik hoop in die wêreld te wees?
ek en jy het elke een 'n stuk uniekheid. En vir my is die bekommernis nie dat ons nie eredienste binne die kerkgebou het op hierdie stadium nie. Ons ontvang steeds die woord van die Here. Ja, ek is bekommerd oor ons groei in geloof, omdat ons baie meer alleen nou die pad moet stap en in kleiner groepe die pad stap. En nie meer die groot gemeenskap van gelowiges ervaring op 'n gereelde basis beleef nie. En ek bid elke dag dat ons kan terugkom na die plek toe waar ons wel as groter gemeenskap van gelowiges die Here se genade kan beleef. En daarom wil ek julle aanmoedig om vanmiddag te gaan staan prys en worship vir Shoprite. Hou julle afstand, dra julle maskers, ons is in die open lig, prys die Here se naam. En erken dat hy hierdie een gees is, wat eenheid tussen ons kom smee, sodat daar weer vrede in ons land, in ons dorp sal kom. Vir my het ons omstandighede rondom COVID, ons ekonomiese omstandighede, ons politieke omstandighede, die geweldige toename in geweld, die looting in ons land in KwaZulu-Natal en Gauteng, wat weer 'n impak het op al die ander goed. Al hierdie goed dwaal in my kop en ek dink by myself net heeltyd, Here, help ons. Help ons om vrede te kan vind, sodat ons weer vir mekaar hoop kan bring. En ek en jy gaan moet op 'n manier binne die omstandighede begin ruimte vind om daardie hoop te gee. En toe lees ek hierdie week 'n projek wat begin is in Lichtenburg gemeenskap, Bome van Hoop. 'n Klomp vrouens wat net besluit het, wel op 'n manier gaan ons vir die wêreld wys, daar is hoop. En die kleur van hoop is geel. Natuurlik, mos nou my gunsteling, bly is ek daaroor. En dan besef ons net, dat daar is maniere hoe ons hoop kan bring, op 'n kreatiewe, visuele manier. Hier is 'n groep vrouens, wat die gawe ontvang het, om met hulle kreatiwiteit, vir die wêreld 'n stukkie hoop te bring, in 'n dorpie soos Lichtenburg. En dit het al reeds versprei na 60 dorpe toe, en Kraddock gaan deel word daarvan. En ja, dit is iets stupid, soos om 'n geel lint, om ons bome in ons dorp te bind. En ek sal dit weer in die einde van die diens, die afkondiging daaroor opsit, dat ons hierdie week geleentheid gaan skep, waar jy teen R50 vir jou 'n stuk lap kan koop, om 'n boom te bind, voor jou besigheid, voor jou huis, rondom ons kerkgeboue, en uiteindelik te sê, in God se teenwoordigheid, is daar hoop. Christus het hierdie wêreld kom volmaak met wie hy is, en dit gee vir ons hoop. So al moet ons die wêreld geel verf, maar hoop sal ons aanhou hê, want Christus se teenwoordigheid is oral. Want dis in my, dis in jou. En as ek en jy mekaar wil aanraak met 'n stuk hoop, is hierdie dalk net die geleentheid. En ons droom is dat hierdie projek van hoop veel verder sal strek. Na miskien 'n klein pakkie op iemand se stoep wat in isolasie is. Ietsie vir iemand wat moet gaan vir chemobehandeling. Dalk 'n geel lint om iemand se boom, net om te sê, daar is hoop in Christus Jesus. Miskien herinner
Hierdie hoop ons aan die eenheid wat God deur die Heilige Gees tussen ons kom smee het, sodat daar vrede sal wees. Vrede in my en vrede in jou. Uiteindelik word ons geroep om hierdie vrede wat eintlik alle verstand te bowe gaan, hierdie vrede wat daar in Christus self is, te bewaar. Te bewaar soos 'n skat wat niemand kan koop nie. En wat ons eintlik net vrylik ontvang het. Die enigste manier hoe ek en jy die mooiste simfonie gaan hoor, die mooiste harmonie kan skep van vrede in hierdie wêreld, is as ons met die krag van die Heilige Gees, as liggaam van Christus, in vrede met mekaar begin leef, in eenheid met mekaar. As ons toelaat dat hierdie eenheid waarvan Paulus skryf, een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader, as dit ons werklikheid word, as dit ons alles word, dan sal ons nie anders kan as om hierdie liefde wat smag na waarheid, te laat seevier in ons dorp en ons wêreld nie. Maar die liefde waarvan Paulus hier praat is agape liefde. En dit het niks te maak met die gevoel van liefde soos ons dit in die wêreld beskryf nie. Dit het alles te maak met liefde wat waarheid verkondig. Met liefde wat die waarheid wil bewaar en wil vashou. Wat soek na egtheid. Wat moeg is vir dwaalleer en valsheid. So as ek vandag vir julle 'n stukkie hoop kan bring, wil ek vandag met julle die nagmaal aan tafel met ons Here Jesus Christus kom deel. Ek wil julle oproep om, voordat ons die nagmaal ook saam gebruik, die eerste hoopvolle ding te doen. Dat ons nou saam gaan bid om die tafel van die Here Jesus Christus. Dat ons dan saam gaan eet en saam gaan drink. En dat ons so ook saam die waarde van Christus se kruis sal ontvang. Die waarde van vergifnis sal ontvang. Die waarde van God se redding sal ontvang. Sodat ons in vrede met mekaar om hierdie tafel kan leef. En sodat ons in Christus hande kan vat, een kan wees en hoop kan bring. Die hoop waartoe God ons geroep het. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000. Lord, as the first act of hope is to pray together, and as the greatest prayer is the cross, for when Christ entrusted everything into your hands, we pray today, may you bless us, may you keep us,
May your face shine before us. Lord, be gracious to us. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir Jesus Christus wat met sy liggaam gekruisig is, wie se bloed vir ons vergiet is. Here wat ons tot die ewige lewe voed en versterk. Here gee dat ons nie met ons harte aan sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van God is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in U koninkryk en tot verheerliking van U naam. Here, hoor ons as ons saam met die hele Christendom in hierdie wêreld bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Amen. Geliefdes, kom deel ook nou in die hoop wat Christus gee. En ek wil vir elkeen van julle wat dalk ook vanoggend ouers is uitnooi. Ek gaan 'n link op ons Facebookblad laai en dit is ook op ons kategese groepe aangestuur vir ouers om ook julle as ouers bietjie te help om julle kinders voor te berei op die betekenis en 'n verduideliking van die nagmaal. Jy kan al so vroeg soos met jou klein babatjie by hulle 'n stukkie inskerp van die waarde van die nagmaal. Hoe doen jy dit? Deur jou kind styf teen jou lyf vas te druk, sodat hulle God se liefde kan ervaar. Op daardie selfde manier wil God vandag deur hierdie brood en deur hierdie wyn as fisiese tasbare tekens vir my en jou nader aan hom bring. Hy gee vir ons hierdie tekens sodat ons kan onthou wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Dat hy vir ons gesterf het tot volkome versoening van ons sonde. Dat sy bloed vir my en jou sondige mens gevloei het. Vandag breek ons hierdie brood en drink ons hierdie wyn, sodat ek en jy die waarde sal besef van Christus se lewe in ons en deur ons vandag. Dat hierdie brood en hierdie wyn bind ons as gemeenskap van gelowiges aan mekaar deur die Gees wat God in ons gesmee het. En dan wil ek julle ook oproep om met die verwagting te leef dat ek en jy ook die heerlikheid van Christus sal beleef en dat daar hoop is vir ons in die wete dat ek en jy deel aan God se heerlike erfenis, die skat vir my en jou in die hemel, Christus self, die skat wat in ons woon deur die krag van die Heilige Gees. Geliefdes, tydens die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels gevier het, verbind hy die brood en die wyn aan sy liggaam. Die brood en die wyn
word met hierdie maaltyd voorgestel as die tekens van sy liggaam, wat vir ons gebreek sou word, en sy bloed wat vir ons gestort sou word. Van die begin af was hierdie maaltyd 'n herinnering, 'n feesviering, maar ook 'n stukkie uitsien, 'n bevestiging van Christus wat vir ons gesterf het, maar wat vir ons opgestaan het uit die dood uit, en wat deur die krag van die Heilige Gees in ons woon en deur ons werk. Jesus sê vir ons vandag, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is, tot volkome versoening van jou sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vir jou vergiet is, tot volkome versoening van jou sondes. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil op die aarde geskied net soos in die hemel. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Here, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Stel ons aan, ons is gekies, U gee ons die guns, laat U Gees oor ons elkeen kom. Maak hierdie wil deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat U Gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is, die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, die genade U goedheid bewys, waar die kerk van U liefde getuig. U stel ons aan, ons is gekies, U gee ons die guns, laat U Gees oor ons elkeen kom.
soos dit is, dat mense dit ken. Laat U Gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade U goedheid bewys, waar die kerk van U liefde getuig. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade U goedheid bewys, waar die kerk van U liefde getuig. Hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk. Geliefdes, daar is soveel plekke waar jy kan inskakel binne Kraddock Noord gemeente om deel te word van die verspreiding van hoop. Maar as jy spesifiek wil deel word van hierdie hoopvolle projek, om die bome van hoop geel te maak in ons dorp, begin deur vir jou 'n geel lap te koop by die kerk. Dis R50 en dit wat ons daar uitmaak, gaan ons ook gebruik om by te dra tot ons huis Bethesda fondse, om ook so stukkie vir stukkie te help om die huiskla af te betaal. En saam met dit is ons ook besig om aan klomp nuwe projekte te werk, om hoop te begin gee. Ons het soms so deur die isolasietydperk begin deur, as ons weet van iemand wat COVID het of in isolasie is, vir hulle klein ietsie by die deur af te lewer, 'n stukkie hoop te gee. As jy wil deel word van om pakkies op te maak vir isolasiehasies, as jy wil deel word van bokse van hooppak vir mense in droogte geteisterde gebiede, as jy wil deel word van bokse pak vir mense in armoede, as jy wil deel word van geskenke opmaak aan die einde van die jaar vir Kerstyd vir ons kinders, kontak vir my of Jan Pieter en word deel van Kraddock Noord se getuienisbediening wat in hierdie wêreld 'n stukkie hoop wil bring. En ja, ons wêreldjie is baie keer net so groot soos Kraddock. Ander dae gaan ons verder en ons help ook gemeenskappe buite Kraddock. Ander dae gaan ons baie verder en is ons ook deel van bedieninge in selfs Japan. Word deel van Kraddock Noord se getuienisbediening. Of dalk is daar 'n ander plekkie wat jy kan deel vorm. Dalk wil jy deel word van die fondsinsamelingsprojekte by die gemeente, wat baie van hierdie getuienisbedieninge befonds. Miskien wil jy deel word van die jeugbediening, om deel te word ook van die groei van ons eie kinders se geloof en ook hulle pad saam met God. Daar is soveel plekke waar jy kan deel word. Kontak my of enige persoon op die kerkraad wat jy dalk mee vertroud is en vertel vir ons waar jy kan help. Dan ook een plekkie wat ons regtig mense by nodig het. Ons gemeente kort nuwe leiers. Baie van ons leiers het in die afgelope tyd afgegaan as leiers. En omdat ons nog nie weer in die kerkgebou kon eredienste hou nie, is dit vir ons 'n uitdaging om 'n bewustheid by julle te skep of nominasies op te gee, sodat mense kan na vore kom as leiers. Daarom nooi ek julle uit. As jy geroep is om as 'n wijksleier in ons gemeente op te tree, kontak my. En kom bring ook so, dalk net 'n stukkie hoop,
binne jou wijk. Dankie dat ek saam met julle hierdie pad kan stap. En weer eens dankie vir soveel liefde en soveel genade. Mag julle die genade van die Here in hierdie week beleef. Mag julle vir mekaar in liefde 'n stukkie hoop bring. En mag julle as God se kinders gaan leef. Die genade van ons Here Jesus Christus en die vrede van die Heilige Gees sal by julle wees tot in ewigheid. Amen. Van die diepste see tot by die hoogste krans, deur die lowergras tot waar die ribok dans, van die kraters in ons fundament tot by die uithoeke van ons verste maan. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Hef jou hande op, laat die skepping buig, laat die water val en die riviere juig, deur die vlaktes tot by die horison, oor die vrye wêreld moet ons sing. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof.